Dit is maandag en 'n maandag beteken 3 dinge. Eerstens, 'n naweek se sportaksie is agter die rug. Tweedens, Andrew Poelman kuier saam met ons in die kletsatelier om te gesels oor hierdie einste sportaksie. En derdens, daar's nog net 4 slaapies oor tot volgende naweek se sportaksie. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt. Ek gesels vandag voordat ons by Andrew Poelman kom met Ogitu Greig oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Maar eers gaan kyk ons na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Ogitu Greig saam met ons in die nuusstoel vandag. Ogitu, hoe gaan dit? Goed, dankie, baie dankie. Jy was hierdie naweek aan diens vir Republikeine. Wat 'n besige naweek was dit nie vir julle gewees nie. Dit was, ja. Eerstens, ons hoofberig in vandag se Republikein, SWAPO se sekretaris-generaal Sofia Shaningwa, wat kapsie gemaak het oor die regering se 10% aandeel in mynbou en energiebedrywighede. Jy self is 'n mynbou en energiejoernalis en 'n goeie een in my mening, na my mening. Dankie. Dink jy dit is nodig dat die regering 'n groter aandeel het? Dink jy 10% is reg? Kyk, wat nie in ag geneem word nie, is die risiko betrokke by mynbou. Veral olie en gas, maar ook in die gewone mynbou. Dit is tref en mis affære. En baie mynbou ondernemings, hulle neem daai risiko aan. Baie van die keer is dit 'n mis en daar's miljarde wat in die water gaan. Nou en dan is dit raak en dan is daar miljarde se wins. Maar kom ek vra jou dit af. As die regering nou miljarde op 'n mynbouprojek bestee en daar kom niks daarvan nie, sal dit goed wees? Nee. Geld wat ons nodig het vir skole, vir huise, vir kos vir ons mense, klere selfs vir ons mense. Is dit reg om so baie geld op 'n risiko te bestee, wanneer jy nie weet nie? Nou ons huidige stelsel, die 10% wat deur Epangelo gehou word namens die regering, dit is 'n free carry. Dit beteken ons gee nie geld vir daai 10% nie. Daai 10% tree in as daar wins is. Ja. So ons wen wanneer daar gewen word en ons verloor nie as daar verloor word nie. Ja. As ons nou 'n groter aandeel op aandring, dan sal ons deel van hy risiko moet dra. So dit is nou 'n kwessie van mense wat praat oor 'n bedryf waaroor hulle nie baie weet nie, en ook hulle praat oor die beste moontlike wat behoort te wees. Maar jy kan nie kom by wat behoort te wees tot jy nie jou basiese goeders, jou ABC in 'n ry het nie. Kyk nou net die storie wat net Lansan daar gedruk is oor NIDA. Ja. Ons hoor keer en keer oor NIDA, ons berig keer en keer oor NIDA. NIDA kan nie eens die water aanhou nie. Hulle kan nie, en dit is oor, hulle betaal nie die rekening nie. Hoe moeilik is dit? Betaal die rekening. Die rekening kom elke maand. Ek en jy wat in ons huise bly, ons weet, die rekening moet elke maand betaal word. So as jy nie dit kan regkry nie, moet asseblief nie kom praat oor groter aandele in 'n bedryf wat vol risiko is. Ja, en ek dink die groot ironie is NIDA is juis gespil om klein besighede te bemagtig. Ja. En myne is nie klein besighede nie. Myne is reuse besighede. So as jy nie 'n klein besigheid kan bedryf nie, wil jy nou kom praat oor ek wil in 'n groot besigheid inkom. Ja. Jy begin mos hier by kleuterskool voordat jy daar universiteit se kant toe gaan. Maar ons sal nou maar moet kyk wat daarvan kom. Ook 'n storie wat jy op die voorblad geskryf het, is dat die Baster-kaptein glo amptelike erkenning deur die regering is vir hulle nog moontlik. Ek glo dis een van die vroeë beloftes wat hy gemaak het. Ja, dit is vir sy verkiesing en hy is toe verkies. Dis nou kaptein Jackie Brits. Ek het met hom daaroor gepraat in opvolg
vir die Sam Kubis herdenkingsgeleenthede wat laasweek tot einde gekom het. Ja, hy glo dit is moontlik, hy streef daartoe. Die regering en die Buster gemeenskap het 'n goeie verhouding. Dit was ook bevestig deur die gouverneur streeksgouverneur meneer Rian McNabb wat by Sam Kubis die hooftoespraak gelewer het namens die visiepresident, Monsieur Witbooi. So dit wys net dat daar groot posisies regeringsleierskap betrokke is by hierdie belangrike geleentheid vir die Buster gemeenskap. Hulle soek nou al amptelik sedert 2003 erkenning, maar wat gebeur het net na onafhanklikheid het die regering beslag gelê op die kommunale grond om Rooiboort. So die Buster leierskap, die kapteinskap se kantoor het nie bestuur oor enige kommunale grond nie. En dit is een van die vereistes vir erkenning as 'n tradisionele owerheid. So alhoewel hulle al herhaaldelik aansoek gedoen het vir die erkenning, is daar nog kwessies wat moet aangespreek word in daai verband. En net gou voor ons gaan, wat beteken dit vir 'n stamgroep om erken te word deur die regering? Dit beteken baie veral in hierdie geval omdat die Buster gemeenskap is baie gevestig in Rooiboort. Rooiboort was op 'n tyd die 3de grootste dorpie in die land. Hy is nou 8ste grootste. So dit dui net hoe die ontwikkeling van die dorpie gestagneer het oor die jare sedert onafhanklikheid. Baie staatsdienste was voorheen daar aangebied, is nou almal verskuif. En die kaptein voel as die erkenning gebied word, dan sal die die Buster gemeente ook beter geplaas wees om saam met die regering te werk om beter ontwikkeling na Rooiboort te bring. En dit is ons hoop vir Rooiboort ook, dink ek kan ons veilig sê. Dis ons hoop dat Rooiboort ook sy vooruitgang sien en dat sy mense erken word. Baie dankie dat jy by ons was. Ogetu, dit was Ogetu Greig oor die nuutste nuushooftrekking. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Ons gaan kyk nou na die weervooruitsigte vir môre. Op Katima Mulilo is sonnige dag vir môre met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Op Windhoek ook sonnig met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Op Gebabes amper dieselfde met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Op Swakopmund 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 17 grade Celsius verwag vir môre. Op Ariamsvlei blyk dit effens bewolk te wees met 'n minimum van 18 grade Celsius met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 18. Op Mariental 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 21. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na.
Andrew Poelman nou saam met ons in die Klets Kompas ateljee. Andrew, hoe gaan dit? Ag, as jy moet weet. Ja, dit is 'n bietjie van 'n blouerige maandag, my skootrekenaar wat by die dokter is. So anyway, as ek hoop jy dit interfereer met jou show nie, maar kom ons kyk hoe gaan dit. Okay. Groot avontuur weer. Maar kom ons begin daarom nou vir jou blou maandag. Kom ons gee hom so 'n bietjie van 'n hoë noot. Vertel vir ons 'n bietjie van jou sportoomblik vir die naweek. Okay, so ek dink die hele interhoor tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gimnasium is altyd 'n groot hoogtepunt op die naweek wanneer dit gebeur, of eintlik vir 'n hele week al in die opbou soontoe, al die kultuuraktiwiteite en spanbou, spangees van die skole, ja, die Vrydagoggend se big brag, wat al reeds goed bygewoon was natuurlik deur albei skole, en ja, dit is 'n lekker geleentheid, dink ek, lekker gees altyd tussen die twee spanne, die twee skole. Gimnasium wat meeste van die uitslae maar basies oorheers het, hulle die basketbal van die eerste spanne het Gimnasium gewen 23-21, en by die seuns was die telling 62-52, ek dink dit was in VHS se guns as ek reg is. En dan by die netbal, Gimnasium se eerste span wat gewen het 35-30, so Gimnasium se, ja, ek dink hulle is altyd goeie mededinging tussen die twee skole, maar Gimnasium wat daar die knoop deurgehak het. En dan Vrydag aand was dan nou die groot hokkiewedstryde. Gimnasium se meisiespanne wat met meisiespan eerste span wat met 2-0 gewen het, en dan by die seuns het hulle gelykop geëindig 2-2. So ja, heelwat aksie daar gewees, en dan Saterdag natuurlik was dan nou die groot dag vir die rugby gewees, en TV wat natuurlik ook 'n groot rol daar gehad het en uitgesaai het, die onder 14 A's en die onder 15 A's, ja, so ook wedstryde wat Gimnasium gewen het, en natuurlik in die opbou na die eerste span rugby by Vegkop Stadion, goed bygewoon natuurlik. Ja, so Gimnasium wat daarso natuurlik die eerste spanne wedstryd gewen het, 30-14. Ons het so 1-3 daarso, ja, daar sien ons die eindtelling. Ja, so Gimnasium wat 2-3 gedruk het in die wedstryd. Lian Hon die een flank wat 'n 3 gedruk het, en dan ook Javin Du Plessis die hakker wat 'n mooi 3 gedruk het. Hierdie was dan nou VHS se 3 deur die heel agter William Bekes, 'n mooi 3 gewees. Uiteindelik te laat vir hulle gewees. Dit was dan Windhoek Gimnasium se senter JD Jankovic wat hulle skopwerkpale toe gehanteer het. Hy het so ek dink 20 punte aangeteken dan saam met die 2-3 wat hulle gedruk het. So goeie aand vir hom met die skopvoet, deurslaggewende rol gespeel. Maar alles en alles, ja, ek sien daar so 'n bietjie issues met skeieregters, baie mense wat kla oor skeieregters by die skole rugby en by die klub rugby, so dit is maar oor 'n algemene probleem. As ons by die klub rugby kom, kan ons dalk weer daarna verwys. Maar ja. Maar is daar nie altyd 'n probleem met skeieregters nie? Ja, veral aan die verloorkant, hou ons mos nooit van die skeieregter nie. Ja, eers by die klub rugby, ja, die een van die verloorspanne wat gekla het oor die ref wat hulle wel gekry het. In die ander wedstryd was ja, een van die ervare skeieregters wat dan nou om gesondheidsredes gesê het, hy gaan dan eers haltroep, hy's eers klaar sy wedstryd. Ja, ons kollega Jorey Botha wat ook skeieregter is, ek dink sy moonboot wat hy aangehad het met sy enkel, wat hy ligamente wat hy geskeur het, die kom ook vandag af, so, maar hy is ook nog hier reg om te blaas hier. So die manne is maar bietjie min, en ja, daar's altyd baie op die spel, en mense is nooit tevrede met enigiets. Nee, hy het 'n wenspan al ooit gekla oor 'n skeieregter, Andrew, wil ek weet. Kan jy onthou, in al jou jare se ervaring, was daar 'n wenspan wat al ooit gekla het oor 'n skeieregter? Ja, ek kry dit soms mense wat daarom erken, ons het gewen, maar is like, het kon beter, ek moet sê,
Okay, so daarom. Soms. Okay, en dan skuif ons nou oor van die slegte gevoelens oor 'n skeieregter, nou dit's nogals goed. Die Namibiese netbalspan het borgskap gekry het. Ja, so MTC wat daar toegetree het met 'n borgskap van 2.9 miljoen Namibiese dollar vir hierdie seisoen in die Premier Liga. Ons sien daar dan van die verteenwoordigers van die klubs wat daar Vrydag by die aankondiging was. Ja, so MTC wat so sedert 2021 reeds 10.6 miljoen rand of Namibiese dollar ingestoot het in die klub sokker in. So hulle het daar gesê ook hulle is nie opbou om 'n punt te bereik waar hulle dan nou basies vir spelers ook 'n vergoeding kan aanbied en so. Ja, MTC wat dan ook bydra om die liga te laat speel op verskillende plekke in die land, soos wat hulle laas jaar ook gedoen het. Ja, afhangende van, ja, al die spanne reis dan gewoonlik na een punt toe en speel alle wedstryde daar, so party is in Windhoek, maar ook reg oor die land, verskillende bestemmings op verskillende naweke. So dis maar 'n groot investment kan mens sê in die sport. En nou uiteindelik kom ons op die punt waarvan jy gepraat het, die klub rugby. Vat ons bietjie deur wat daar gebeur. Ja, so die wedstryd wat NTV uitgesaai het, is dan die ene tussen Wanderers en United. Wanderers bo aan die puntelys, onoorwonde hierdie seisoen, ook laas jaar gewen. So hulle was definitief dan die gunstelinge. So hierso was dan die eerste 3 wat hulle gedruk het deur Adrian Boysen. Wanderers wat uiteindelik 7-3 gedruk het, so dit besorg vir hulle dan 2 bonuspunte uit die wedstryd uit. Maar United, hulle het nooit gaan lê nie. Hulle het ook 4-3 gedruk, maar so hulle het 1 bonuspunt gekry, maar uiteindelik het hulle dan hulle 3de posisie afgestaan. Hulle is nou 4de en dan Grootfontein wat dan nou by hulle verby geskuif het. Maar dit was dan nou die jaarlikse derby tussen die 2 klubs hier van Windhoek. Dis net 'n enkel ronde, so hulle speel net 1 keer hierdie jaar teen mekaar. Hierso is dan die laaste 3 wat United gedruk het. Hulle linkervleuel Christo Gresse goed afgerond daar in die hoekie, sy tweede 3 van die wedstryd wat hy gedruk het. Ja, so 'n goeie wedstryd vir hom. United wat dan komende naweek speel hulle teen UNAM, so spanne nommer 4 en 5. So om in die top 4 te eindig, is dit een van die belangrike wedstryde van die seisoen wat baie bepalend kan wees. Ons kan nou miskien net gaan kyk na die tellings van laas naweek, al die wedstryde wat daar gespeel is. So Grootfontein wat dan aan die wenkant was in hulle wedstryd teen Dolphin op Swakopmund. So Grootfontein se haker Wikus Jacobs, hulle kaptein, hy het 3-3 gedruk, so ek dink hy het nou 13-3 sover in die seisoen in 7 wedstryde. So ek dink dit spreek ook maar van hulle agtal, hulle voorspelers wat gewoonlik die lynstanddrywe oor die doellyn dryf en ja, hulle is nog 'n sterk pak voorspelers. Dan was daar natuurlik ook 'n wedstryd op Rehoboth geweest, Rio Falcon wat daar so tweede viool gespeel het teen Kudus 38-8. Ja, dit was 'n wedstryd waarin die afrigter van Rio Falcon ook so 'n bietjie gekla het oor die skeieregter wat hulle wel gekry het en gesê het hulle uiteindelik die Unie laasweek al gesê hulle is nie tevrede met sy vertoning in 'n vorige wedstryd daar nie en whatnot. So ja, en dan UNAM wat ook aan die wenkant was teen Rehoboth en dan by Wanderers se derby teen United, dit was waar skeieregter Dani Koen, een van die ervare skeieregters van Namibië, dan gesê dis sy laaste wedstryd. Is ook 'n man wat baie bygedra het van Namibië. Hy het ook op die internasionale sewe's reeks het hy wedstryde gehanteer in Hong Kong en so en op ander plekke. Afrika beker, kwalifiserende wedstryde vir die wêreldbeker wat hy geblaas het, so goeie loopbaan wat hy gehad het. Okay. En dan so op 'n rugby noot, daar is 'n nuwe oefengroep vir Namibië aangekondig, glo ek. Ja, so die Namibië Rugby Unie wat Vrydag dan aangekondig het, alle groepspelers wat hulle opgeroep het
vir die komende seisoen wat dan eintlik in Junie maand begin met 'n wedstryd teen Uganda. Wat op Walvis Bay gespeel gaan word in die 7de Junie en dan die volgende naweek sal die Pumas van Suid-Afrika hier kom speel teen die Welwichas en dan so aan die einde van Junie Italië wat hier so is vir 'n toetswedstryd en dit dan alles in die opbou na Julie maand se wedstryde wat nou maar weer dan Uganda toe gaan om te gaan kwalifiseer vir die Wêreldbeker teen Zimbabwe en Kenia wat hulle vernaamste teenstand sal wees. So wat vir my opvallend is, miskien in die groep, ek dink die Stitte, Aranos Kutse is dan daarso wat vir die Cheetahs speel. Verreweg die mees ervare van die Stitte wat ons het. Ons het so 'n paar opsies daar wat in Europa speel, Herman Kutse en Patrick Skikkerling, manne wat nie blykbaar beskikbaar gaan wees om van hom te speel nie. Torsten van Jaarsveld het ook 3 wêreldbekers gespeel, hy en Louis van der Westhuizen, hulle is die 2 hakers. So ons het dink redelik ervaring daarso op die hakers wat ons beskikbaar het. Chiwi Uanivi wat dan in Frankryk speel, ook 3 wêreldbekers gespeel het, klink my hy gaan ook nie dalk beskikbaar wees nie. Ek dink miskien het hy 'n bietjie van 'n ruskans nodig of wat ook al die geval is. So skep maar so 'n bietjie van 'n kans vir nuwe manne om daar in te kom en hulle hand op te steek. En dan agterlangs dink ek het Namibia eintlik in die meeste posisies baie goeie ervare talent en so manne wat al by die Wêreldbeker was en ook nuwe talent wat deurkom. So ek dink in die agterlyn kan ons lekker goeie kombinasies bymekaar sit en dit sal interessant wees om te sien hoe die hele span keuse ontwikkel. So dit lyk vir my dis 'n span om nogal ons oog op te hou. Ja, so dis nou nog nie die span nie, dis maar nog net dis maar die manne wat opgeroep is. Klomp van hulle van professionele ligas af, manne wat in Amerika of in Roemenië en selfs daar's een ouetjie wat in Japan ek dink hy speel vir 'n universiteitsman daar, ek weet nie of dit 'n professionele liga is nie. Oliver Koorts, miskien so 'n bietjie van 'n nuwe naam wat baie mense dalk nie heeltemal mee vertroud is nie, maar hy het vir WP ook onder 19 gespeel en so en lyk 'n talentvolle speler. Okay, fantasties. Baie dankie Andrew. Ons sal beslis ons oogie daar op daai name hou. En jy gaan ek glo op Kletskompas kom gesels met ons wanneer hulle nou op die veld was. Ja, ons sal soos die seisoen ontwikkel, ons sal dan definitief dekking gee daaraan. Okay, so Andrew Poelman, hou jou oë uit. Andrew Poelman kuier elke maandag saam met ons op Kletskompas. Dankie Andrew. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. En daar het jy dit nog 'n episode van Kletskompas agter ons. Gelukkig is ons môre, Woensdag en Donderdag weer hier, selfde tyd, selfde plek. Ons sien jou dan, maar tot dan is dit mooi bly.